Goeiemôre Suid-Afrika, 6de Julie, 1500 tyd van hierdie bietjie opvolg en catch-up met die gebeure daar in Iran. Relatief stil laaste paar dae. Soos ons weet is hulle besig met die begrafnis van die Ayatollah wat in die oorspronklike strikes in 28 Februarie uitgehaal is. Dit is so 'n week lank ding wat hulle doen vir sy begrafnis. Wat nogal interessant is om te sien, sy seun, wat nou die opvolger Ayatollah is nog nowhere to be found. Hulle kan hom nêrens sien nie. So hulle weet nie hoe ernstig is hy gewond met hy strikes nie, want van daai strikes het hy nog nooit weer sy gesig gewys nie. Is hy dood? Is hy ernstig gewond? Blykbaar is hy nog lewendig, maar ernstig gewond. En hy wys nie sy gesig nie, want ons weet nie of hy onbeskikbaar is om sy gesig te wys nie, want hy is nog in 'n bed lêend, of is hy maar net bang om sy gesig uit die banker uit te haal, bang hulle gaan hom uithaal. So, hulle nuwe gay Ayatollah, hy kom nie uit nie, hy kom nie by sy eie pa se begrafnis uit nie. Intussen, interessant genoeg, daar's 'n hele klomp, 'n paar miljoen mense by wat hy funeral procession en goed hierdie week bymaak, en tussen hulle almal staan deaf to America, deaf to Israel, deaf to Trump. So 'n groot deel van die populasie is nog steeds teen president Trump in Amerika. Nou mense het baie gevra, hoekom kan die populasie nie opstaan teen hy regime? Kyk wat so groot deel van die populasie support hy regime nog. Daar was wel oor die naweek ander dele van die populasie wat weer betoog het teen die regime. So dis internal instability wat daar aan die gang is. En mense sê, nou wanneer gaan hulle net ingaan en almal klaarmaak, haal hy regime uit? Jy kan nie, die regime kruip, kyk en nou sien, dis nie populasie weg. Jy gaan omtrent die hele populasie moet uitwis om die regime uit te kry. So daai ding gaan net nie werk, jy kan nie sê kos gaan en maak die hele regime klaar nie. Is ongelukkig nie so maklik nie. Niks is wit en swart nie. Intussen, skietstaking hou nog, dit is nog stil. Israel het so 'n paar skote daar op Hezbollah geskiet en ook in Hamas geskiet, maar dis al verder stil. Die skepe loop daar deur Hormuz, die olieprys bly laag en die petrolprys kom af. So die ding is aan die gang, die kommunikasie is nog steeds aan die gang oor hulle toespraak of nie onderhandelings om Iran te kry dat hulle geen nuclear weapons gaan hê nie. Intussen hierdie week is daar 'n NATO summit wat gaan plaasvind en dan direk na die NATO summit gaan Prime Minister Netanyahu vir president Trump kom besoek in die White House. So sekerlik beplanne maak. Israel self is besig om voor te berei hulle is altyd besig om voor te berei vir 'n volskaalse stryk op Iran, as dit nodig is. Amerika se militêr is nog steeds in die omgewing gereed om te stryk as dit nodig is. So hulle skuif nêrens heen nie. Dis maar basies die stand van sake op die oomblik daar in die Midde-Ooste. Redelik vreedsaam, relatief vreedsaam kan 'n mens sê, en die onderhandelinge gaan voort. Ons gaan sien waar trek het, is nog deel van hierdie 60 dae skietstaking en peace talks. Dis al vir vandag, sien julle later, geniet die dag.